Vriende, goeiemôre. Hoop het gaan goed met elkeen van u. Baie welkom. Dit is goed om elkeen van u ook te sien vanoggend. En is daarom so ligte koel briesie, so jy moet iewers sit waar 'n venster of 'n deur oop is of 'n waier. Hulle sê dat ons is op pad na herfst, so ek dink herfst kan nou maar kom. Ons het genoeg warm gekry die somer. Maar vriende, ons is in lydenstyd. En ons het laasweek dit begin noem. En die vorige week was dit as Woensdag, het lydenstyd begin. En lydenstyd is 'n besondere tyd in die kerk. Dis 'n tyd vir refleksie, dis 'n tyd vir introspeksie. Dis 'n tyd om te gaan dink by jouself, waar is ek op die oomblik in my geestelike lewe? Hoe sien ek God, die Here Jesus, die Heilige Gees in my lewe? En ons weet, ons bou nou op na Goeie Vrydag en alles wat daarmee saamgaan in Paasnaweek. Maar hierdie volgende paar weke wil ek jou regtig uitnooi om stil te raak en tyd saam met die Here deur te bring. En mooi te dink, wat se lyding het hy vir jou deurgemaak? En hy het dit juis vir jou gedoen, sodat jy vrygekoop kan wees. So kom ons raak stil voor die Here en ons stel onsself oop vir dit wat ons van hom wil ontvang vanoggend. Ons gee tyd vir stil gebed. Here, as ons vanmôre stil raak voor U, dan dink ons saam aan U ontmoeting met Moses daar in die woestyn in die brandende bos. Toe Moses nader kom, het U gesê, stop, trek uit jou skoene, want jy is op heilige grond. Here, ons wil ook vanmôre ons skoene kom uittrek, ons knieë kom knak, ons hoofde kom buig, want ons besef, Here, ons is ook op heilige grond. Ons kom aanbid die lewende God, die skepper van die hemel en die aarde vanmôre. Mag ons opnuut vanmôre bewus wees van ons eie tekortkominge, ons eie gebrokenheid, ons eie stikkendheid, maar dat ons in die lig kom staan en dat die genade van die Here Jesus Christus vir ons genoeg is. En dat die kragtige werking van die Heilige Gees in elkeen van ons werk. Here, mag ons opnuut in hierdie lydenstyd bewus wees van wat het U vir ons kom doen. En as ons dit vier, Here, vier ons dit met 'n diepe oortuiging dat U dit vir elkeen van ons gedoen. Seën ons in hierdie oggend. Amen. Geliefdes in die Here Jesus Christus, wees gegroet met die woorde genade en vrede vir julle. En mag julle vandag daardie vrede en genade saam met ons beleef en ervaar as die Here vir ons groet in hierdie pragtige Sondagoggend. Amen. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, as ons nou met hierdie wonderlike lied bely het dat U teenwoordig is en dat ons voor U wil kniel en voor U wil buig en U lof wil bring, dan sê ons vir U dankie, Here. Dankie dat ons vanoggend dit mag doen. En dankie dat ons 'n Bybel het om uit te kan lees, 'n kerkgebou om by mekaar te kom. Here, meer nog,
dat ons kan deel wees van 'n geloofsgemeenskap. Dankie Here dat u liefde en u getrouheid, u barmhartigheid, u genadigheid elke dag nuut na ons toe kom. Dankie dat ons vanoggend opnuut mekaar daaraan kan kom herinner. En as ons nou saam die woord gaan lees, mag ons opnuut begrip hê en dit ontvang uit u gees wat hier teenwoordig is. Ja Here, ons dink aan ons land en al sy uitdagings en al sy mense. Ons dink aan ons omgewing, ons wêreld. Dankie vir die reën, paar druppels wat gisteraand geval het. Vir elke stukkie bietjie genade water is ons oor dankbaar. En ons weet Here dat u vir ons nog reën sal stuur en ons bly daarvoor en ons vra daarvoor. Here, maar ons dink ook aan gebiede in ons land waar daar weer te veel gereën het, waar daar oorstromings is, waar daar mense verlies is, diere verlies is, infrastruktuur wat vernietig is. Ja Here, ons besef maar net weer eens die krag van die natuur. En ons dink aan daardie boere en families en mense en gesinne. Here, ons dink ook aan ons land met hierdie sinnelose geweld, en hoeveel mense doodgemaak word vir net vir niks. Ons dink aan mense kinders wat op strate groot word. Ja, Here, die algehele maatskaplike verval in ons samelewing. Ons vra dat u vir ons as kerk sal help, dat ons sensitief sal wees, dat ons sal sien, daar waar die nood is, dat ons daar sal help. Dankie dat ons vanoggend opnuut u woord kan oopmaak en u kan kom ontmoet. Seën ons in hierdie oggend, Here. Amen. Vriende, ons gaan saam lees uit Psalm 118. Dit is nou net voor Psalm 119. Ek sal nou die hele Psalm 119 vir ons lees vanmôre nie. Psalm 118 is een van daardie lofpsalms wat eer bring aan die Here en wat ook 'n belydenis doen. En ons gaan nou nie die hele Psalm, jy sal sien, daar is die verse, vers 1 tot 9 en dan vers 22 tot 29. So, jy kan die Bybels oopmaak en dan kan ons saam daaruit saam lees of op die bord volg. Ons begin met vers 1. Loof die Here, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Israel moet getuig. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Die huis van Aaron moet getuig. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Die wat die Here dien moet getuig. Aan sy liefde is daar geen einde nie. In my nood het ek na die Here geroep. Die Here het my gebed verhoor en my bevry. Die Here is by my, ek ken geen vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Die Here is by my, hy help my. Ek sal neerkyk op die wat my haat. Om by die Here te skuil is beter as om op mense te vertrou. Om by die Here te skuil is beter as om op hoë mense te vertrou. En dan spring ons na vers 22 toe. Die klip wat deur die bouers afgekeur is juis hy wat die belangrikste klip in die gebou geword het. Dit is deur die Here gedoen en is 'n wonder in ons oë. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Red tog Here, gee tog voorspoed Here. Prys hom wat in die naam van die Here kom. God seën, ons seën julle uit die huis van die Here. Die Here is God, hy skenk ons die lewe. Begin die fees, wyf met takke, gaan tot by die horings van die altaar. U is by God. U wil ek loof. My God, u goedheid wil ek besing. Loof die Here, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Vriende, net tot sover mag die Here dan hierdie gedeelte aan ons harte seën, as ons 'n bietjie daaroor gaan stil word en dink. Nou, ek wil begin vanoggend deur vir julle 'n prent te wys
Nou die prent wat is nie geskilder is, eintlik meer amper sê ek wat prentpaint of so iets so. Maar dis 'n ou wat op mure en goed waar daar dit nie so goed gaan nie, sekere tonele gaan uit skilder of spraypaint as ek dit in Engels kan gebruik. Ek dink die ou se naam, hulle noem hom, dit is seker 'n skuilnaam is Clancy, maar hy het op 'n stadium met hierdie prent geskilder. Maar ek wil nou hê jy moet nou vanoggend bietjie kyk na die prent voordat ek nou begin. Kyk gou 'n bietjie, wat sien jy? Wat sien jy dadelik raak as jy na die prent kyk? Sê maar. Dis 'n dogtertjie wat wil die ballon wil gryp, né? Die rooi ballon. So elkeen van ons gaan 'n ander kyk na hierdie prent kyk. Vir baie van ons sien dit, lyk dit vir ons of die ballon wegwaai, né? Die ballon waai weg want jy sien die kind se hare is so aan die voorkant. Dit kan ook wees dat die kind die ballon vasgehou het en laat los het. Vir ons voel dit vir haar, sy wil hom gryp, maar dit sy kan hom ook gelos het. Maak nie saak hoe ons na die prent kyk, vir elkeen gaan dit 'n ander boodskap hê. En dan kyk gou net op die muur, there is always hope. En dit lê daarin, dat daardie ballon ook kan terugwaai, dat hierdie kind die ballon ook weer kan gryp. There is always hope. Nou, vriende, ons is in lydenstyd. Ons herinner mekaar die heeltyd aan waaroor gaan hierdie tyd van die jaar. Het gaan oor die Here Jesus se lyding. En dat hy gekom het om vir my en jou sondes te sterf. En ons gaan dit met Paasfees vier. En ons gaan mekaar opnuut daaraan herinner wat het daai dag gebeur. Maar een van ons grootste uitdagings in die tyd wat ons mee leef, is daardie tema. God beweeg verby alle struikelblokke. Ek en jy sit in verskillende situasies. Ek en jy is op verskillende seisoene van ons lewe. Ons ervaar verskillende emosies in hierdie tyd van ons lewe. Jy kan op 'n plek wees waar dit met jou baie goed gaan, waar jy vreugde en liefde en deernis en barmhartigheid op 'n besondere manier van die Here ervaar en beleef. Dat jou gesin, jou huwelik op 'n goeie plek is. En dat jy daarvoor vir die Here ewig dankbaar is. Jy kan dalk vanoggend in hierdie kerkgebou sit en sê, ek weet nie wat ek eintlik hier maak nie. Ek het nou maar hiernatoe gekom, maar ek weet nie wat ek hier maak nie. Ek sukkel. Ek verstaan nie hoekom die lewe so swaar moet wees nie. Hoekom nou juis my geliefdes van my af weggeneem is. Hoekom nou daar probleme is in my verhouding met my kinders en in my huwelik en in my vriendekring. Of jy kan net nie weet waar jy is, waar jy inpas nie. Ek moet klaarmaak by die werk, ek moet aftree dalk. Wat lê voor vir my en wag? Gaan my finansies genoeg wees of wat gaan ek nou maak? Elkeen van ons het verskillende emosies en ervaar goed verskillend in ons lewe. Ek het nog nie eers 'n draai by die land gemaak met al sy uitdagings nie. Nou Psalm 118 is gesing in die tempel in beurtsang. So die volk het gekom, as hulle in die tempel ingegaan het, was hierdie Psalm daar om te gesing te word. Want hulle wil erkenning bring, hulle wil vir die Here kom gaan. Daai eerste gedeelte, ek wil sommer net teruggaan na vers 1 toe. Luister net gou mooi vers 1. Loof die Here want hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. Dis dieselfde vers wat hy ook mee eindig in vers 29. Aan sy liefde loof die Here want hy is goed.
aan sy liefde is daar geen einde nie. Vriende, wat is die struikelblok vir môre in jou lewe? Wat is die dinge wat maak dat jy net God nie op 'n besondere manier kan ervaar of beleef nie? Waarmee sukkel jy op die oomblik in jou lewe? Is dit bekommernis? Is dit vrees? Want ek sê vir u, elkeen van ons het met hierdie goed te doen. Ons vroeg daarmee, dis elke dag 'n stryd as ek dit so kan stel. En dit maak dat ek en jy aan mekaar hierdie vrae begin vra. Maar hoe nou, Here? Waar nou? Wat is die plan? Waarheen is U op pad? En dan met respek gesê, wil U hê ek moet U kom aanbid, soos in die woorde van Psalm 118. Loof die Here, want hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. Vriende, die psalmdigter het iets verstaan van wat dit beteken om by die Here te wees. Wat dit beteken om hom te kom dien en hom te eer. Want dit is waaroor Psalm 118 gaan. Daardie herhaling van aan sy liefde is daar geen einde nie, kom ook in Psalm 136 voor, maar in 136 kom dit 26 keer voor. So dit is die hele tyd 'n refrein van 'n herinnering. Aan die liefde, aan God, aan sy liefde is daar geen einde nie. Kan ek en jy vanoggend in die situasie waar ons osself bevind, opstaan en bely, aan sy liefde is daar geen einde nie? Of sukkel ek daarmee? En ek wil vanoggend vir jou gerus stel, as jy daarmee sukkel, dan is dit oukei. Want die vroeë kerk het net so daarmee gesukkel. Die vroeë kerk het ook nie altyd alles verstaan nie. Onthou, hulle het nie eers die voorreg gehad om 'n Bybel te hê nie. Hulle het maar met geskrifte gewerk en briewe wat uitgedeel is en gestuur is. Dis maar later wat die Bybel gekom het. Ons het die voorreg om hierdie Bybel te hê, hierdie wonderlike woord van God. Maar wat het die vroeë kerk gedoen? Wat het hierdie gelowiges gedoen om deur hierdie dinge te kom? Hoe oorkom jy struikelblokke? Jy neem 'n aktiewe besluit dat dit vir jou beter is om by die Here te wees as op jou eie aan te sukkel. Dis die eerste ding wat ons vir mekaar moet sê. As jy vanoggend hier kom sit en wil ontvang en in die Here se teenwoordigheid wil wees, dan vra ek vir jou vanoggend, neem daardie besluit. Sê maar ek wil hier wees. Ek verstaan nie alles nie, maar ek wil hier wees. Ek wil nie op my eie by my huis sukkel nie. Ek wil hier wees saam met medegelowiges. Want hier vind ek rus vir my siel. Hier vind ek krag vir môre en vir die week wat kom. En dit is wat Psalm 118 vir ons leer. Om saam met gelowiges te kan bely, loof die Here want hy is goed, want aan sy liefde is daar geen einde nie. Die vroeë kerk, en ek praat nou so van amper 2000 jaar terug, daar by so 1700 jaar terug, het die vroeë kerk ook hiermee gesukkel. En ons het die voorreg gehad, ek en Bets die afgelope week met die Moderamen vergadering in Wellington, het ons die hele oggend van die vergadering gespandeer aan die belydenis van Nicea. Nou die belydenis van Nicea, ek het dit al vir julle genoem, is die eerste belydenisskrif van die kerk wat geskryf is om hulle geloof te verwoord. Die Christene wat geskryf het om hulle geloof te verwoord. En dit het hulle verskriklik baie gehelp in tye van struikeling en struikelblokke en goed wat daar is. Want jy sien vriende, 'n belydenisskrif is nie net 'n stuk dooie papier en 'n klomp woorde op nie. 'n Belydenisskrif raak lewendig wanneer jy dit herhaal, wanneer jy dit bly praat en bly sê.
So aan die een kant bely ons goed en ons sê dit is wat ons glo. Maar aan die ander kant dan word daardie belydenisskrif lewendig en ons beliggaam dit. Dit kry hande en voete en liggaam en kop en ore en neus. Ek en jy leef dit wat ons bely. So jy bely en jy gaan leef dit uit en jy onthou dit en jy kom terug en jy herinner mekaar. Dit is wat ons glo. En wanneer ons dit doen, dan gaan ons bietjie anders te begin kyk na daai struikelblokke wat in ons pad is. Want ons kom herinner mekaar elke keer dat die lewende God is die een wat vir ons sorg. En hy is aan die beweeg. God sit nie stil nie. God sit nie agterhoor en met respek vou sy arms en sê, ag gaan julle nou maar op julle eie aan nie. God is aktief besig om te werk en verandering te bring in ons lewens. My vraag vanoggend is, glo jy dit? Glo jy dat God verby struikelblokke kan beweeg? Dat hy daardie bekommernis, daai vrees, daardie angs wat jy het, kan wegvat? Verseker glo ek dit. Want as ek dit nie geglo het nie, kan ek hier gestaan het. Die vraag is wat ons vanoggend eintlik maar vir mekaar moet bly vra. Twyfel ons nie maar baie aan God se liefde nie. Twyfel ons maar dat daardie liefde eintlik maar 'n grens het. En hy kom herhaal vir ons, hy kom sê vir ons nie, daar is nie 'n grens nie. Daar is nie einde aan nie. Vriende, kom ons gaan luister mooi. Wat bely ons? Wat glo ons? En wat doen ons? Hoe kry die belydenisskrif van Nicea liggaam in ons lewe? Psalm 118 help ons en kom ons gaan bely dit dan vir oggend. Amen. Ek wil nou vra dat jy stil word en bietjie dink oor daai struikelblokke en daardie angs en vrees wat jou partykeer beetpak. En jy dit net by die Here los. En daarna gaan ek vir ons bid en dan gaan ons opstaan en dan gaan ons die belydenis van Nicea vir oggend opsê. Kom ons raak stil voor die Here. Here God, elkeen het nou met U gepraat, elkeen het nou daai struikelblokke wat in sy pad staan, voor U kom neerlê. Ek wil hê Here dat U in die naam van Jesus ons verlosser, die kragtige werking van die Heilige Gees dit sal kom wegvat. En dat ons saam die belydenis kan beliggaam. Dat ons saam kan bely dat U ons Here is. Dat ons U wil lief hê en dat ons U wil loof en daar geen einde is aan U liefde nie. Amen. Vriende, ek wil vra dat ons staan en dan gaan ons bly staan vir die slotlied ook. Luister mooi, as ons hardop vir oggend hierdie geloofsbelijdenis is 1700 jaar terug deur Christene opgestel.
So dis nie iets wat net gister uitgedink is nie. Dis 1700 jaar oud en die kerk het deur die eeue heen hierby gestaan en dit beliggaam en gesê dit is wie ons is en wat ons glo. So kom ons staan en dan begin ons en dan bely ons geloof vanoggend hardop saam. Ons glo in een God, die Almagtige, die Vader, die Skepper van die hemel en die aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. In die Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader. Deur wie alles tot stand gekom het, hy het ter wille van ons mense en van ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo aan die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Mag ons dit elke dag so bely en beliggaam. Vriende, ontvang die seën van die Here en gaan na u huise in sy vrede en mag die Here se genade by julle wees. Die genade van God, die liefde van Jesus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees, julle seën en julle beskerm en by julle elke oomblik wees. Amen.